staan die eerste dag van 2026. 365 dae wat voor lê. En wat hou dit vir ons in? Niemand weet behalwe ons koning. Maar al wat ek kan sê vanmôre, kind van God, as in die wil van die Here gaan bly in hierdie jaar in, dan gaan dit 'n geseënde jaar vir die kinders van die Here wees. En dis my verwagting vir jaar 2026, dat die Here bonatuurlik gaan weerkom vir sy kinders. Met sy kinders sal hier die kind van God, die belangrikste van alles, die redding van kosbare siele. My tema, maak Jesus jou lewensdoel vir 2026. Maak Jesus jou lewensdoel. Maak hom deel van jou lewe en die nuwe jaar is nog nie deel van jou lewe is nie. Die woord van die Here sê in 2 Petrus 3 vers 17 en 18, en ek gaan oor die wederkoms, ek gaan nie oor die wederkoms praat nie, dis 'n boodskap op sy eie daai, vir 'n ander tyd. Vers 17 sê, nou dat julle dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. En dit gebeur so maklik, kind van God, want jy sien die vyand kom skilder hierdie ding vir jou so mooi. Hy maak die appel vir jou so sappig, dat jy skil as jy by, lekker gaan hierdie ding smaak. En dit maak uit die standvastigheid wegbeweeg van Jesus. Ek kom môre vir jou sê, kind van God, dis nie die Here wat jou hand los nie, maar dis jy wat sy hand los. Vers 18 sê, maar julle moet toeneem in die genade. Sommer die eerste woordjie vanmôre kon sing, sê dank die Here vir bevestiging vanmôre. Maar hierdie woord is deur en deur bevestig. En kennis van ons Here Jesus en Saligmaker Jesus Christus, aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Dit is nog nie die einde van die boodskap wat amen sê. Dit beteken dit sal so wees. Kind van God, geliefdes in die Here, ons moet, dit mag nie anders nie, ons moet in die genade van die Here groei. Ons moet in die genade van die Here groei, kind van God. Ek sê vir hierdie jaar, is die jaar van genade, vir die kinders van die Here. Terwyl ek môre vroeg so 'n bietjie deur scroll, daar op YouTube, dis net daar is nogal hele paar manne, wat dieselfde skrif moet gebruik het as ek vanmôre. Met ander daar's 'n eenheid in die geestelike riem, daar buite dat hierdie jaar gaan 'n jaar van genade wees. Jy sien, die belangrikste boodskap van kinders môre, dit het ek ook gesien. Dis hierdie jaar gaan 'n jaar van finansiële seën wees. Jong, dit gaan net so, dit gaan so, ek wil vir jou sê, alles genade van die Here. Ek bid, Vader, 'n bonatuurlike seën oor almal af. Net jou finansies, jou werk, jou omstandighede en alles. En ek wil vir u sê, as die Here ons spaar, en ons kom die einde van die jaar weer by mekaar, dan sal jy kom getuig van God se goedheid en van sy genade. Ons moet daarin groei so boom wat geplant is by waterstrome. En ek het hierdie gedagte gekom, ons sit daar by 'n rivier, en ek sien hierdie pragtige bome wat langs die waterstroom geplant is. Maar kind van God, wat gebeur die oomblik as jy die waterstroom wegvat daarso? Daai boom gaan begin verwelk. Sy blare gaan nie meer so groen wees nie. Hy gaan dalk nie meer soveel vrug dra, so mooi vrug dra nie, want die water is nie meer daar nie. En dit gebeur kind van God. En dit gaan gebeur in die jaar dat mense dat weg gaan beweeg van die lewende water Christus Jesus. Maar mag God mag hy ons hand vashou, dat ons sal beweeg in die wil wat hy wil hê, ons moet beweeg. En ons sal doen wat hom behaag. Ons moet groei in krag, ons moet groei in sterkte, ons moet groei in vrug in die Here. Maar ons moet vrug dra vir die Here kind van God
En weet jy waar jy beweeg, daar is niemand wat jy vrug dra vir die Here. Niemand weet, daai persoon dra vrug vir die Here. Daai is 'n kind van die Here. Ek wil vanmôre sê, kind van God, elke sekonde wat verbytik, is 'n sekonde nader aan die wederkoms van die Here. Mag dalk nie in my tyd wees of in die tyd wees nie, maar gebeur gaan dit gebeur. Die woord van God, se betroubare woorde, werk om ten volle aangeneem te word. Van Openbaring se in die begin tot Openbaring se amen. So sal dit wees. Kind van God, my lewensdoel vir 2026, net een lewensdoel is om te groei in die genade van die Here Jesus Christus. Om meer en meer vir hom in my lewe te hê, om meer en meer vir hom te werk, om uit te staan vir hom as 'n disipel. Ek weet baie keer sien ons iets raak, en ek was nou die dag spyt gewees agterna toe ek 'n persoon sien, as ek ervaring gaan bid vir die persoon, en ek myself, wat gaan die mense sê? Hoe stupid kan ek wees? Kyk na die mens, in plaas van doen wat die Here vir jou sê om te doen. Luister wat sê Filippense 3 vers 14. Hy sê maar een ding, ou Paulus hier aan die woord, hy sê maar een en vergeet die dinge wat agter is. Met ander woorde, kind van God, dat 2025 gebeur is verby. Dis water onder 'n brug, dit kan nie weer terugkom nie, dis verby. Vergeet daarvan. Hy sê, en ek strek my uit na wat voor is en jaag na my doel om die prys te verkry in die hoë roeping van God in Christus Jesus. Daar's een doel vir hom, Christus. Daar's geen ander doel vir hom nie. Ons staan die begin van 2026, kind van die Here. Die vraag wat vanmôre vra, het jy al jou doelwitte vir die jaar gestel? Dis wat die mense doen in die tyd van jare is. Almal het ons doelwitte. Dan die sê ons gaan gebou vir die jaar. En die jaar sien by. Manne sê, gaan 'n bietjie white spoil. Weet en wat gebeur aan die einde van die dag? Gebeur dit werklik? Jy kan alleenlik jou doelwit slaag as jy die seun van die Here Jesus Christus daar vra wat sy wil is. Kan jy slaag in jou doelwitte? Hulle stel doelwit betrekking tot hulle beroep, hulle families, hulle finansies. En dan maar weer net aan die einde van die jaar te vind dat dit baie onbereikbaar was. En die vraag was dit die moeite werd? Het ek die regte doel nagestreef? Het ek Jesus Christus my lewensdoel vir 2026 gemaak? Dan die belangrikste van alles, het ek God geken in die sake. In my beplanning vir die nuwe jaar, het ek sy seën daarop gevra. Ek sien baie keer spring ons mos net in 'n ding, en ons vergeet om die seën van die Here daarop te vra. Ou Paulus beantwoord hierdie vraag, dat die doel van sy lewe in die boek van Filippense 3, vers 7 tot 14, ek gaan dit vir lees, ek gaan lees gerus by die huis. Paulus gee vir ons 2 rigtingwysers aan hierso, om die regte doel te vind in die lewe, en vir die regte doel te lewe. Eers as die regte doel gevind word, en dan vir die regte doel te lewe. Paulus sê die regte doel gevind, omdat deur Christus Jesus gegryp is. Die woord van die Here sê daar in Filippense, ek dink dis 3:12, ja, nie dat ek dit al gekry het of volmaak is nie, maar ek jaag daarna dat dit ook kan gryp, omdat ek deur Christus Jesus gegryp is. Kind van God, kyk ons na Paulus se lewe, dan sien ons die pryswaardige stamboom waaruit Paulus kom. Kyk aan Filippense 3:15, hy is besny op die 8ste dag. Hy is 'n Jood gewees, gebore in Tarsus in Silië, maar opgevoed in hierdie stad, aan die voete van Gamaliel, streng ooreenkoms die voorvaderlike wette, ywer vir God soos julle almal vandag is. Paulus het hoë doelwitte en lewensideale gehad. Anders wat ons is, maar net tevrede met alles vandag. Ons beperk onsself, kind van die Here.
Jy goed wat ons dink, jy goed wat ons spreek, want ons spreek baie keer negatief in plaas van positief te spreek. Ek het hierdie week geluister na 'n persoon waar hy begin praat. Voor ek kan antwoord iemand anders om te sê, die spreek jy oor jouself. Want woorde dra krag. Woorde dra krag. Jy alleen kan besluit, wil jy uitstaan vir Christus, of wil jy nie uitstaan? Dit klein oorlog hier daar buite. Kalmeer het nog nie weer verder weer kom. Maar was ek nie. Dat was kopie. Moet dit jou klaar nie. Jy hoor sy jou sieninge stil. Luister kind van die Here. Paulus het al die lewensideale gehad. En tog was hy op die verkeerde pad. Toch was Paulus op die verkeerde pad gewees. Want hy het die Christendom vervolg, hy het die kinders van die Here vervolg, hy het hulle in tronk, hy het hulle doodmaak. Het was eer toe Jesus om die pad van Damaskus met blindheid geslaan het, dat hy werklik die doel van sy lewe kon raak sien. Geliefdes, kan ek 'n vraag stel, waar staan jy in jou lewe met die Here? Kan jy soos Paulus uitroep, maar wat my wins was, dit het ek om Christus wil skade gehad? Dis baie keer nie maklik nie. Ook dinge van die wêreld is baie keer lekkerder. Laat ons dan kyk na watter doel ons vir onsself gestel het. Net vir hierdie jaar, die kind weer, maar ook vir die jaar daarna, as ons nog lewe. Ons weet nie wanneer ons tyd daar is nie. Ons weet wanneer die koms van die Here is nie. As baie manne al reeds begin met voorspel het, ag, sêk tog. Ek weet dat die Here se werk uitlos. Want lyk my hoe God die Vader speel. Kind van die Here, is hy deel van jou lewensdoel. Is hy deel van jou beplanning. Luister, kind van God, Paulus sê, nie deur krag, nie deur oefening, nie deur selfvertroue, nie eie vaardigheid nie, nie deur die geregtigheid wat in die wet voorkom nie, maar alleen deur die regtigheid van God. Alleen deur sy geregtigheid. Filippense 3 vers 8 en 9 sê, ja waarlik, ek ag op alle skade, om net neemheid van die kennis van Christus Jesus, my Here ter wille van wie ek alles prys lê, en as drek beskou om Christus as wins te verkry. God skenk inhoud aan ons lewe. Hy gee 'n doel aan ons lewe. Filippense 3 vers 10 en 11 sê, sodat ek hom kan ken die krag van sy opstanding en die gemeenskap van sy lyding, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Sien, dit was Paulus se doel duidelik kind van die Here. Hy het bewys dat Jesus deel en die inhoud van sy lewe is. Maar dis nou moes eers iets gebeur in sy lewe voor hy dit kon doen. Die woord van die Here sê so baie duidelik in Spreuke 16:9, die hart van die mens dink sy weg, maar die Here rig sy voetstappe. Jy weet baie keer dink jy, daar sal dit beter gaan. Daar sal dit, daar sal dit dat, daar sal dit dat. Maar God is die een wat besluit aan die einde van die dag. God is die een wat jou voetstappe rig aan die einde van die dag. As ons die regte doel het, hoe lewe ons na hierdie doel toe? Wie die regte doel voor oë het, egter nog nie doel bereik, die kind van die Here. Dit sê Paulus baie duidelik aan diegene wat dink dat daarmee alles afhandel en klaar is. Jy sien wat baie keer dink as ons 'n Christen is, dat ons maar net ons skoene moet uitkom, ons is nou right. So 'n persoon het nou vir my gesê het, ek is mos nou gedoop wat, ek gaan hemel toe. Ek het vir jou surprise.
doop vir die geloofs nie in die hemel bring. As jy 'n verhouding met God het nie. Die doop is maar net 'n stap van gehoorsaamheid. Niks anders nie. Paulus daarvan gehou om wedloop as voorbeeld te gebruik van die Here. En ons is op 'n wedloop. Ons is op 'n wedloop, kind van God, met een doel, is om hierdie wedloop te voltooi met volharding en met die geloof om eendag te kan hoor, kom in getrou diensknegt. O, wat jy hoor, gaan weg. Ek ken jou nie. Ek wag op die Here, ek wil baie graag daai boodskap bedien. Voor die 10 maagde, 5 wys en die 5 dwaase maagde. Paulus sê in 2 Timoteus 4 vers 7, ek het die goeie stryd gestryk en die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Maar kind van God, jy moet 'n burger van die hemele wees, ek so kan stel, 'n burger van God se koninkryk om aan hierdie wedloop te kan deelneem. Paulus sê verder in 2 Timoteus 4 vers 8, verder is my weg in die kroon van geregtigheid wat die Here die regverdige regter my die dag sal gee, nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Daar's 'n man wat wil sing Imagine. Imagine. Het julle daai net al gehoor? Ek dink nie ons kan onsself instel hoe wonderlik gaan dit wees om eendag daai deurboorde hande te sien. Daai deurboorde voete, om hom van asig tot asig kan sien, kan weet, Here, as nie vir U was nie, waar was ek vandag? Daar lang al geplant en my oë opgemaak op die verkeerde plek. Persoon eendag gesê het, hemel het net een deur, but hell doesn't got an exit. Hell doesn't got an exit. Daar's nie uitgang. Kind van die Here, Paulus kom skryf in Romeine 6:22, maar nou het julle vrygemaak van die sonde, diensbaar geword aan God, het julle jou vrug tot heilig maak en uiteindelik die ewige lewe. Paulus besef die gevaar wat kan ontstaan as mense hulle self net as Christene wil noem, asof hulle saligheid daarvan afhang, asof dit sal verseker. Daarom skryf hy Filippense 3:18, want baie van wie ek julle dikwels gesê het en nou ook onder trane sê, wanneer as vyand van die kruis van Christus, ekskuus ek verkeerd praat en sukkel om te praat vanmôre, ek sukkel weer met 'n dooie lip. As jy hele ruk lank weet nie vir die son is vol van die uitkamp nie, my lip het weer begin doodgaan, na die groot operasie wat ek gehad het. Dis maar net die vyand. En hel weet ek sal die woord van God preek met 'n dooie lip of nie. Dan moet ek met vingertaal gaan leer eendag om dit te preek, maar preek sal ek preek. Lewe ons na die doelkind van God. Hardloop ons in die woord wedloop met volharding. Paulus sê het nog kragtig, jaag die doel na. Ek strek my uit na wat voor lê. Nie dat ek al verkry het nie. Ken jy die krag van sy opstanding? En dan erken Paulus nie dat ek verkry en volmaak is nie. Dis 'n voortdurende stryd tot die dag van die ondergang, tot die dag van oorgang na die nuwe lewe toe kind van God. Daarmee bedoel hy nie net al die verkeerde afdraai wat ons geneem het nie, maar die verkeerde doel wat ons gekies het. Maar ook alles wat in die verlede gebeur het. Soos nou vas baie keer dinge waarin jy leef nou vas nie. Wil weet eens Filippense 3 vers 13 lees, dit gaan volstaan. Hy sê maar een en vergeet my wat agter en strek my uit wat voor is en jaag na die doel om die prys te kry van die hoë roeping van Christus Jesus. En dan kom stel hy in Hebreërs 12 vers 1 en 2,
Laat ons elke las af. Raak ontslaaf van die dinge wat jou pla. Raak ontslaaf van die dinge waarop jy fokus. En begin jou fokus van niets op omstel in hierdie jaar 2026 in die Here. Begin jou lewensdoel met Jesus Christus van vandag af. Maak saak wat die omstandighede is nie. Maak so weer klip van die vyand in jou pad kom nie. Ek wil môre sê, kind van God, 'n klip in jou pad is net om jou sterker te maak in Christus Jesus. Want baie keer vat die Here jou nie om 'n storm nie. Hy vat jou deur daai storm. Sodat jy ander kant uitkom kan getuig van sy genade, van sy goedheid en van sy guns vir sy kinders. Die vraag waarmee ek begin het in hierdie boodskap, het ek my doelwitte vir die jaar 2026 reg gekies? En ek die seun van die Here daarop gevra, hoe ver het ek dit gestel? Of gaan dit maar net van kortstondige geluk wees? Wat verwag jy van 2026? Wat wil jy hê die Here moet jou doen in die jaar 2026? Dan wil ek dit anders stel. Here, wat kan ek vir U doen in die jaar 2026? Dit gaan nie oor wat die Here vir my kan doen nie, maar dit gaan oor kind van God. Wat kan ek vir hom doen in hierdie jaar? En ek wil môre sê, kind van God, die belangrikste wat ons gaan doen vir hierdie jaar is om uit te gaan en disipelskap, om siele te wen vir Christus Jesus.